Goeiemôre almal, donderdagoggend, vandag is dit die 6de Augustus, dis die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend wil ek bietjie vir jou vra, is jy bang vir Jesus? Dis goed om vrees te hê, want ons moet goddelike vrees hê vir God, maar ons moet nie bang wees vir hom nie. Baie mense is bang en hulle is huiwerig om tot bekering te kom, omdat hulle dink hulle bespot gaan word. Miskien dink hulle dat hulle die Here gaan teleurstel, hulle dalk nie gaan volhard tot die einde toe nie. Maar daar is seker geen beter teksvers as Johannes 10 vers 28 waar Jesus self sê, en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand kan ruk nie. Die ewige lewe duur nie net vir 'n paar dae, 'n week, 'n kort rukkie nie. Nee, dit is absoluut vir altyd. Wys ook vir hierdie persoon dat dit die Here Jesus self is wat dit sê en sy woord is en bly die waarheid. Ons hoef nie bang te wees om hom te vertrou nie. Ander kan weer bang wees dat die versoekinge te sterk vir hulle sal wees. Paulus skryf, geen versoeking het julle aangegryp nie behalwe menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms vir ons gee, sodat ons dit kan verdra. So, geen menslike versoeking, geen goddelike versoeking het ons te beurt geval nie, maar is 'n menslike versoeking. En Jesus sal saam met die versoeking ook die uitkoms vir ons gee, sodat ons staande kan bly. Geen beter waarborg is daar vir geen mens as dit nie. Nog ander is bang dat hulle weer sal struikel. Kom ons wees nou maar eerlik, ons almal struikel dikwels. Ons sal egter nooit sodanig struikel dat ons verlore sal gaan nie, want die Here sal ons daarvan bewaar. In die sendbrief van Judas lees ons, aan hom wat nou magtig is om ons van struikeling te bewaar, is julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Daarom mag ons glo, dat want die Here doen nooit halwe werk nie, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot die dag van die Here Jesus Christus, soos dit vir my reg is om dit vir julle aan julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra. Daar is meer mense wat geneig is om te dink, wat bang is dat daar magte is wat hulle weer sal laat struikel en terug sal val in hulle ou lewe. Dan kan ons Romeine 8 vers 35 tot 39 gaan lees wat sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of die swaard? Om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons word gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onze Here is nie. Dit is goed om te weet dat die Here Jesus Christus self vir ons gesê het, aan my is gegee al die mag wat op die aarde en in die hemele is. En ook, kyk, ek is met julle tot al die dae van die volëinding van hierdie wêreld. So wat het ons te vrees? Wie dit weet en steeds onthou, kan maar net weet dat hy nie nodig om bang te wees om Jesus Christus as verlosser aan te neem nie. By Jesus is jy beslis veilig. Sy bewaring is 'n almagtige bewaring, 'n alles insluitende bewaring is almagtig en dis sterker as die magtigste vyand. Dit is alles insluitend omdat dit gaan oor stoffelike en geestelike dinge. Dis nimmer eindigend omdat dit geld van nou af tot in alle ewigheid. Halleluja. Kom ons bid saam en ons vra die Here om ons te help om nie bang te wees nie, maar om te weet dat as ons in sy woord bly en sy woord is gees, wanneer ons hom oopmaak, dan praat sy woord met ons en dan word ons gevul deur die heiligheid van sy woord. En kom ons vra die Here om ons te help daarin. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, soms wanneer ons die woord oopmaak, is daar gedeeltes wat ons nie werklik verstaan wat daar staan nie. Here, u woord is gees en dit spreek met ons en dit dring in tot murg en been. Here, sodat elkeen wat die woord hoor gered word vir die koninkryk. Here, omdat dit oopsplit en sny tot op die been, sodat ons tot bekering kan kom en wanneer ons dit hoor en die
dit word aangekla hier binnekant en ons weet dat dit wat ek gedoen het verkeerd is, dan kan ons kom en bely en sê, Here, ek het gesondig, ek het gestruikel, Here, ek het geval. Here, vergewe my, Here, kom was my skoon, Here, help my, sodat ek in hierdie nou pad wat U wil hê ek moet wandel, dit kan doen. Here, sodat ek gered kan wees vir ewig, saam met U kan wees in U koninkryk. Here, ons bring U al die lof en al die eer en al die aanbidding. Seën ieder en elkeen in hierdie dag is my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen.